Hallo graad 4's en welkom. Is julle reg om daai brein 'n bietjie te rek en reg te kry vir die eksamen? Ja, fantasties. Vandag kyk ons na iets baie spesiaals. Ons wonderlike Suid-Afrikaanse erfenis. Kom ons spring sommer dadelik weg. Nou, ons gaan 'n superlekker vasvraag speel. Dis die perfekte manier om seker te maak jy is heeltemal reg vir enige iets wat hulle jou kan vra. So ek wil hê jy moet saam speel, okay? Roep die antwoorde sommer daar by die huis uit. Kom ons kyk wat jy alles onthou. Gereed? Hier gaan ons. Reg, ons kop af met deel 1. Hier gaan ons gesels oor 'n baie bekende kasteel. En ook oor 'n paar plante wat amper so stouwerkuns werk. Klink interessant, né? Goed, spits daai ore. Hier kom die eerste vraag. Vraag nommer 1. Wie het daai heel eerste fort, die een met die naam Fort de Goeie Hoop, in 1652 gebou? En wat was die hele punt daarvan? Hoekom het hy dit gebou? Dink mooi. Die antwoord is Jan van Riebeeck. En die rede? Wel, hy wou 'n hawe hê, hy moes groentetuine aanlê vir vars kos en hy wou met die kooi handel dryf. Nogal 'n besige man, hè? OK, volgende een. Nou, wie het die groot klip kasteel gebou? Jy weet die een met die 5 punte wat ons vandag ken as die kasteel die Goeie Hoop. Wie se handewerk was dit? Kom ons kyk. En die antwoord is, dit was 'n hele klomp mense. Slawe, Nederlandse matrose en soldate het almal saamgespan om dit vir die VOC te bou. So, kom ons dink 'n bietjie. Wat was nou eintlik die kasteel se hoofdoel? Hoekom was dit so 'n belangrike plek? Dink daaraan soos 'n patroljoggie vir ou skepe. Presies, dit was 'n halfwegstasie. Dis waar die Nederlandse skepe op 'n lang pad van Europa na Indië kon stop vir vars water en lekker vars kos. 'n Baie belangrike pitstop. Reg, genoeg van geboue. Kom ons gesels oor iets groen. Daar's 'n spesiale plant in die Oos-Kaap wat mense al honderde jare lank as medisyne gebruik. Weet jy dalk van watter plant ek praat? Jep, dis die alwyn. Veral daai een wat ons die bitteralwyn of Aloe ferox noem. Ek weet jou ouma of oupa ken 'n paar stories oor hom. En dit bring ons by 'n belangrike woord, inheemse medisyne. Wat beteken dit? Kom ons breek dit 'n bietjie af. Wel, dis eintlik baie eenvoudig. Dit beteken ons gebruik die plante wat hier in Suid-Afrika groei en ons gebruik ou, tradisionele resepte wat families al vir jare en jare vir mekaar leer. Dis soos ons land se eie geheime resepteboek vir gesond bly. Reg, nog 'n geskiedenisvraag. Het jy al gehoor van die Kadicwana ruïnes? Wat is dit en wat was so super spesiaal aan die mure wat hulle gebou het? OK, luister hierna. Dit was die oorblyfsels van die grootste klipstad uit die jaarstydperk in Suid-Afrika. En hulle mure? Hulle het droë klipmure gebou. Dit beteken hulle het nie sement gebruik nie. Hulle het die klippe soos 'n legkaart gepak, so perfek dat dit net so bly staan het. Hoe cool is dit nie? OK, laaste vraag vir deel 1. Ons praat baie oor die provinsie Mpumalanga, maar wat beteken daai mooi naam eintlik? Dis 'n pragtige een. Dit beteken die plek van die opkomende son, want dis mos waar die son elke oggend eerste wakker word in ons land. Sjoe, dis mooi, né? Wow, julle is slim. Fantasties gedoen met deel 1. Is julle reg vir deel 2? Hier gaan ons van die oudste berge in die wêreld tot by pragtige oeroue kunswerke gesels. Kom ons gaan. Reg, ons spring weg met deel 2. Daar is 'n bergreeks in ons land wat so ongelooflik oud is. Hulle noem dit die genesis van lewe. Dis soos die begin van lewe. Watter berge is dit? Dis die Makonjwa berge. Hulle staan naby Barberton in Mpumalanga en hulle rotse is van die oudstes wat ons op die hele planeet kan kry. Nou vir 'n bietjie kuns. Die Sanmense was ongelooflike kunstenaars en het vir ons duisende jare se rotskuns nagelaat. Maar waar in Suider-Afrika kry ons die heel grootste versameling van hierdie kunswerke? As jy ooit 'n kans kry, moet jy gaan kyk. Dis in die Ugalamba Drakensbergpark in KwaZulu-Natal. Dis soos 'n reuse openlig kunsmuseum. So ons het nou net gesê Ugalamba Drakensberg. Daai naam Ugalamba, dis 'n Zulu naam. Wat beteken dit? Dit beteken spiesversperring. En is maklik om te sien hoekom, né? As jy na daai skerp, gepunte bergpieke kyk, lyk dit net 'n muur van spiese wat in die lug opsteek. Maar hoe het die San daai verf gemaak? Hulle kon mos nie winkel toe gaan nie. Waarvan het hulle die swart en die rooi en geel klere gemaak? Hulle was baie slim. Vir swart het hulle goed soos mangana en houtskool gebruik. En vir die rooi en geel klere? Wel, hulle het sommer kleigrond of spesiale gekleurde rotse fyn gemaak.
Hulle het alles wat hulle nodig gehad het, reg in die natuur gekry. OK, so wat het die Sun alles geteken? Kan jy aan twee goed dink wat hulle op die rotse geverf het? Dink aan wat vir hulle belangrik sou wees. Hier is 'n paar antwoorde, en enige twee is reg. Hulle het mense geteken, diere, veral diere, jagtonele, en ook godsdienstige seremonies. So as jy mense of diere gesê het, is jy 100% reg. Dit is soos hulle dagboek op die rotse. Tyd vir 'n bietjie aardrykskunde. Watter een van ons 9 provinsies is die absolute grootste en noem sommer iets waarvoor daai provinsie bekend is? Dis die yslike Noord-Kaap. En dis bekend vir 'n paar goed. Nog sanrotskuns, skitterende diamante en natuurlik daai asemrowende kleurvolle lenteblomme wat die hele veld oorneem. Reg, ons laaste vraag vir vandag en ons is weer terug waar ons begin het, by die kasteel die Goeie Hoop. Wat is die kasteel vandag? Wat is sy status? Wel, dis al van 1936 af 'n nasionale gedenkwaardigheid. Dis 'n superbelangrike stuk van ons geskiedenis en vandag is daar ook 'n militêre museum binne-in. En dis dit, jy het dit gemaak, die einde van ons vasvra. Julle was uitstekend, regtig. Gee jouself 'n reuse applous of 'n lekker skouerklop. Fantasties gedoen. Ek weet sommer jy het baie van daai antwoorde reg gekry. Jy het duidelik hard geleer. En hierdie klein opwarming wys net, jy is 100% reg vir daai eksamen. Moenie vir 'n oomblik twyfel nie. Jy het die. Nou, voor ek groet, net 'n laaste vraag om oor te droom. Van al die plekke waarvan ons gepraat het, die ou kasteel, die majesteuse Drakensberge of die velde vol blomme in die Noord-Kaap, watter een sal jy eers wil gaan besoek? Dink 'n bietjie daaroor. Onthou om altyd nuuskierig te bly. Baie sterkte met die eksamen en ons gesels gou weer.